Goeiemôre. Dis Dinsdag en ek hoop dat dit vanmôre met jou goed gaan. Nou, as jy in 95 matriek geskryf het, dan sou jy 'n voorgeskrewe gedig gehad het wat jy moes geleer het. Die gedig was geskryf in 1916 deur Robert Frost. Dit gaan oor The Road Not Taken. Die gedig handel oor 'n man wat in die begin van sy lewe in 'n pad staan. En daar's 'n klomp afdraaikies en 'n klomp virke wat die pad maak wat hy moet kies. En dan skryf hy in die eerste vers, hy sê, "Two roads diverge into a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in a ander grove." En dan vertel hy in hierdie gedig hoe albei paaie van ver af dieselfde gelyk het, hoe die moontlikhede dieselfde gelyk het. Maar aan die einde van sy lewe het hy tog teruggedink en gewonder, wat sou gebeur het as hy die ander pad gevat het, die ander ding gedoen het. En baie keer in ons lewens, dan het ons nie antwoorde nie. En wonder ons baie keer, wat sou gebeur het as ons dalk die ander huis gekoop het, of die ander kar gekoop het, of die ander werk gevat het, of die ander besigheid begin het, of dalk in die ander dorp gaan bly het. Wat sou gebeur het as ons nee gesê het, of as ons miskien ja gesê het. En daar's baie dinge in die lewe waarop ons nie die antwoorde het nie, en staan ons ook soos ou Robert op 'n virk in die lewe, dan kyk ons af en ons weet nie watter kant toe ons moet gaan nie. Want as jy verkeerd gaan, kan dit 'n duur prys kos. Maar as jy reg gaan, kan jy die guns van die Here op jou lewe hê. En jy sê vanmôre, "Sjoe, jy's vanmôre diep." Maar baie kere wonder ek oor die ou lewe en die paaie en die keuses wat ons maak. En dink ek baie keer sou dit lekker gewees het as ons tog maar bietjie kon geweet het wat vir ons voor in die pad wag. Wat suksesvol sou gewees het en wat vir ons probleme sou gebring het. Maar ek lees iets baie mooi daar in Jeremia 33. En hy sê in vers 3, hy sê, "Roep my aan." Dit praat daarvan dat jy met die Here moet praat, dat jy moet bid, dat jy 'n kommunikasie met die Here moet hê in jou moeilike tye. Hy sê, "Roep my aan." En hoor mooi wat sê hy. Hy sê, "Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie." Sjoe. As jy vanmôre by so 'n virk in jou lewe staan, by so 'n kruispunt staan en jy weet nie, moet jy links of moet jy regs, of moet jy bietjie wag of moet jy reguit gaan of moet jy omdraai en teruggaan nie, moet ek ja sê of moet ek nee sê, wat moet ek doen nie? Dan sê die Here, "Roep my aan vandag en ek sal jou antwoord en ek sal aan jou dinge bekend maak." Hoor mooi, groot en ondeurgrondelike dinge. En die mooiste van die hele sin is dit wat ek nie weet nie. Want baie dinge weet ons nie. Ons weet nie wat die uiteinde gaan wees nie. Maar as jy vandag tyd maak en sê, "Here, ek het U nodig. Ek het raad nodig. Ek het 'n rigting nodig." Dan sal die Here groot en ondeurgrondelike dinge aan jou bekend maak. Here, dankie dat môre nie 'n onbekende toekoms vir my is nie. Here, dankie dat ek weet dat U weet wat vir my wag. U weet ook wat vir my die beste is. En ek moet net my lewe in U lewe in U hand sit. En dan sal U vir my sorg. Ek vra, Here, dat U ons vandag sal wysheid gee. Of ons moet links en of ons moet regs. Of ons moet staan of ons moet reguit gaan. Sodat ons altyd binne die wil van die Here sal bly.